Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt Gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. Vriende, ek wonder wie van julle het die rolprent gesien The Silence. Het julle al die fliek The Silence gesien? Dit het in 2016 uitgekom. Martin Scorsese was die vervaardiger van die rolprent. En dit is uiteindelik kom dit van 'n boek af wat 'n klomp jare tevore geskryf was. Maar die storie handel oor hierdie twee Jesuit priesters wat in die 17de eeu vanaf Portugal af na Japan toe gereis het. En hulle is juis op pad toe want hulle geestelike mentor het so 'n paar jaar tevore het hulle geestelike mentor, hy was ook 'n Jesuit priester, hy is 'n sendeling na Japan toe, maar die nuus het teruggekom aan hulle dat hierdie mentor van hulle het daar in Japan ontsaglike vervolging deurgegaan, soveel so dat hy sy rug op die Christelike geloof gedraai het. En die storie dan is die storie van hierdie twee Jesuit priesters en hoe hulle dan in Japan aankom en dan word hulle gekonfronteer met die haaglike omstandighede van die Christene, die gelowiges daar in Japan en net hoe terrible dit gaan met Christene in Japan. En die hele storie is dan eintlik hoe hulle dan ook daai einste paadjie moet stap. Die paadjie is in Japan, die paadjie van hulle geestelike mentor en hoe hulle vervolging deurgaan en hoe hulle koud kry en honger is en hulle is alleen en hulle voel hulpeloos en hulle is hopeloos. En dan is daar in die rol baie kragtige gedeelte waar een van hierdie twee priesters, sy naam is Rodriguez, waar hy bid tot God. En Rodriguez praat met God, dis waar die rolprent sy titel vandaan kry, en kyk saam met my op die skerm, hierdie is die woorde wat Rodriguez, hierdie priester dan bid, soos wat hy daar in hierdie moeilike omstandighede in Japan is, ek lees dit vir ons, hy bid, onthou hy praat met God, en hy sê vir God, Lord, I feel so tempted. I feel so tempted to despair. I'm afraid. The weight of your silence is terrible. I pray, but I'm lost. Or am I just into nothing? Nothing because you are not there. Vriende, en daai woorde resoneer met ons, nie op 'n goeie manier, ek dink dit ruk meeste van ons, want alhoewel ons tipe van vervolging in die storie is al deurgegaan het nie, ken elkeen van ons uit, van waar jy jouself in moeilike omstandighede bevind, en juist daardie moeilike omstandighede wat onverdiend is, wat onregverdig is, en gesproke so onoplosbaar voel. En dit is juist in daai menslik gesproke onoplosbare situasies waar ons as gelowiges dan uitroep tot die Here en waar ons vir die Here sê, maar Here, tree in, Here help my, Here wees met my. En ek dink ons almal was al in daai plek waar dit vir jou voel asof die Here nie jou gebede hoor nie, asof niks gebeur nie en waar jy worstel in jouself en jy begin wonder, maar waar is God in dit alles? En dit is juis in daai donker oomblikke, en ek dink ons almal as jy gelowige was jy al daar in daai donker oomblikke waar jy dan selfs versoek raak om God verlate te voel. Waar jy voel soos Rodriguez in daai gebed van hom, waar dit vir jou voel asof God het jou verlaat. En vriende, hier is die versoeking wanneer ek en jy God verlate voel. Wanneer ons God verlate voel, is die versoeking vir jou en vir my om vir God te verlaat. Om te maak soos wat hulle geestelike mentor in die rolprent gedoen het, om jou rug ten volle op die Here te draai en te sê, wel staf hierdie idee van God, hy's baie duidelik nie daar nie, kyk hoe God verlate is ek. Of wat ons ten minste, die versoeking is daar vir jou en vir my, om dan ten minste in die situasie vir God te verlaat. Om te sê, wel die Here tree nie in nie, die Here gryp nie in nie, so ek sal dit doen. Ek sal hier teen sy wil gaan, ek sal hier so sondig om in te gryp en om myself in die situasie te kan red. En vriende, ek begin hier en ek verwys hierna, want dit is waaroor ons gedeelte vandag gaan, in Genesis 39. Vandag se gedeelte, Genesis 39, vriende, vertel die van hoe Josef homself in bitter moeilike omstandighede bevind. Omstandighede wat vir Josef was dit onverdiend, onregverdig en menslik gesproke onoplosbaar. Maar 39 beklemtoon dan vir ons in daardie situasie
Vertel dit vir jou en vir my waar God in dit alles was. En wat God besig was om te doen. En dit vertel vir jou en vir my waar Josef, ten minste waar Josef se geloof in dit alles was en wat Josef gedoen het. En dit is wat ek 'n bietjie opdaag. Tel jou, maak jou Bybel oop. Genesis 39, ons is in die 53 vertaling vanoggend. Kyk saam met my ter inleiding, maar sien raak saam met my vers 1, vriende. Vers 1, sien hoe die storie begin en dan hoe die storie gaan eindig. Vers 1 begin deur vir ons te sê, en Josef is afgebring na Egipte. Okay, so hy was gekoop net voor dit Genesis 37 deur die Ismaeliete. Nou word hy verkoop aan hierdie Egiptiese man genaamd Potifar. Weereens, kyk aan die einde van daai vers, die tweede keer word dit vir ons herhaal, dat hy is afgebring na Egipte toe. Nou daai woordjie afgebring is verskriklik belangrik in nie net vandag se gedeelte nie, maar in die hele storie van Josef van Genesis 37 tot Genesis 50. Dit beklemtoon die traject van Josef se lewe. Beide letterlik, maar ook figuurlik. As jy hierso was 2 weke gelede, Genesis 37, sal jy onthou dat Josef begin van Genesis 37 was hy verhef. Hy was deur God verhef oor sy broers, oor sy familie, regtig kosmies verhef. Dit was begin Genesis 37 en wat het toe gebeur? Het ons gesien in Genesis 37? Wel, hy was toe daar van die heel hoogste gedeelte in die beloofde land vanaf Hebron. Was Josef toe het hy toe afgegaan na Sichem toe, letterlik afgegaan. Toe van daar af is hy af na Dothan toe. Toe hy in Dothan aankom, was hy af in die put gegooi deur sy broers. En het Genesis 37 geëindig en het gesê, en hy was vanaf daai af in die put afgestuur na Egipte toe. En dit is presies wat die skrywer wil hê ek en jy moet verstaan, want dit is wat hy nou 2 keer herhaal hier in die begin van Genesis 39. En kyk dan, soos wat Josef afgebring word na Egipte toe, kyk hoe eindig ons gedeelte vandag. Laat jou oë gou vinnig gaan na vers 20, vers 23 toe. En die einde van vandag se gedeelte is Josef in die tronk. Die tronk wat hy self in die volgende 2 hoofstukke hierna, in hoofstuk 40 en 41, die put gaan noem. So die hele punt van vandag, vriende, dit vertel ons hierdie traject van hoe Josef se storie is net besig om laar en laar en laar en laar af te daal. Josef is besig om rock bottom te slaan. En so Genesis 39 vertel die storie van Josef se laagtepunt in sy lewe, maar waar God in dit alles was, wat God besig was om te doen en wat Josef in reaksie op wat God besig is om te doen, Josef ook dan doen. En dit is wat ons hier sien. 2 opskrifte in vandag se storie wat ek wil hê ons moet sien. Eerste een is dit, sien raak saam met my, God se teenwoordigheid. Okay, God se teenwoordigheid. Kyk hoe storie saam met my, vers 2. Dadelik sê dit vir ons, die Here was met Josef. Watter bemoediging is dit nie? Josef is nie in die plek waar hoofde land, hy is nie saam met die mense met wie hy wil wees nie, hy is nie saam met sy familie nie, hy is hierso saam met die Egiptenare, en hy is ook nie in die omstandighede waarin hy wil wees nie, hy is 'n slaaf onder slawedrywers in steede van vry. Maar, daar's een ding wat nie van Josef af kon weggeneem word nie, en dit is die Here. Die Here was met Josef, sê die teks daar, so die naam Here wat reg deur die gedeelte oor en oor, baie spesifiek in hierdie gedeelte van Genesis, die naam vir God is natuurlik God se Ou Testament en Nuwe Testament verbondsnaam. Die naam Here is daardie naam wat aandui dat hierdie is 'n God wat beloftes aan sy Abraham en Abraham se nageslag gemaak het. En dit is daardie naam wat hier gegee word vir die Here. En dink aan 'n huwelik. Dink aan 'n huwelik tussen 'n man en 'n vrou, nee, waar hulle op hulle troudag is. En daar word bond gesluit, daar's beloftes wat gemaak word en albei partye sê nie net dat hulle is committed aan mekaar nie, maar hulle word dan aan mekaar gesement. En dit is wat waar is vir Josef. Hy is in so 'n verbondsverhouding met hierdie God en so ja, maar hierdie Here, sy God is saam met hom daar.
En hierdie frase, vriende, die Here was met Josef, word dan herhaal in die storie. Het jy dit opgetel? 4 keer word dit vir ons genoem. Vers 1 en in vers 2 en dan regde, weer in vers 21, weer in vers 23, die Here was met Josef. Dis die groot idee in vandag se gedeelte. Dit gaan alles oor God se teenwoordigheid in die lewe van sy in die moeilike tye. God was by Josef in sy God was besorgd oor Josef in sy moeilike tye. God was betrokke in Josef se lewe van sy lewe. En die gevolg dan daarvan, res van die storie is, dat die Here se teenwoordigheid, selfs in Egipte dan, sien ons dan daarso in die storie, dat, sê die teks vir ons, Josef was dus 'n voorspoedige man. Nou moenie as jy die woord voorspoed dink nie, vriende, dink prosperity gospel nie. Ons dink baie keer 'n voorspoed beteken health, wealth tipe van prosperity. Onthou, Josef is 'n slaaf, okay? Maar ten spyte van dit, is hy voorspoedig. Met ander woorde, die Here se hand is op sy lewe. En dit wat hy besig is, soos wat die Here saam met hom is besig om goeie vrug te dra, om te floreer. In 'n mate, selfs daar in terrible Egipte, is daar in 'n mate shalom in sy lewe om hom. En dit was opmerklik, sê die storie vir ons, dit was opmerklik vir mense om hom, selfs vir Potifar daar in die huis. Kyk saam met vers 3, Potifar wat genoem word sy heer, sien dan daarso, dat die Here met hom was, sê die teks, en dat die Here wat Josef gedoen het, voorspoedig gemaak het, en so wat doen Potifar? Wel Potifar verhef dan vir Josef. So hierdie traject van sy lewensstorie wat besig was om af te gaan, is nou stadig maar seker besig om op te gaan, en so sê vir ons die eerste ding wat gebeur, is Potifar sien dat hy is 'n voorspoedige man, en hy wat 'n slaaf is, wat eers buite die huis gewerk het, word dan binne in die huis geplaas. 1 trappie op. En dan sê die teks vir ons, en verder word hy Potifar se assistent, nog 'n trappie op. En dan sê die teks vir ons net daarna, en hy was toe aangestel oor die hele huis van Potifar, nog 'n trappie op. Kyk saam met my, ek lees vir ons vers 5 en vers 6, wat hierdie punt vir ons so mooi opsom. Dit sê vir ons daar, en van dat hy, dit is Potifar, vir Josef aangestel het oor sy huis, en oor alles wat in sy besit was, het huis van die Egiptenaar geseën, terwille van Josef, ja, die seun van die, by alles wat Potifar sin was, in die huis en op die veld, en hy Potifar het alles wat syne was aan Josef oorgelaat. En vriende, ons ken hierdie beginsel, nê? Ek bedoel, dit is hoe hierdie lewe werk ook. Ons sien dit as jy 'n werk, jy kom by 'n werk en jy is op die bottom of the food chain en jy word daar 'n verantwoordelikheid gegee, jy word verhef tot daai posisie en dan as jy goeie vrug dra, as jy floreer, dan word jy verder verhef, jy word 'n groter sfeer en as dit daar vrug reer, dan word jy verhef tot 'n groter sfeer. Vriende, dit is hoe hierdie wêreld werk. Ons almal verstaan dit en dit is wat hier gebeur in die storie van Josef, ja selfs daar in Egipte. Maar vriende, ons het nodig, hoor mooi, om te verstaanlik in hierdie hele storie aan die gang is. En hierdie is so belangrik vir ons om te verstaan. Vriende, hoor mooi, Josef se lewensstorie, selfs hier in Egipte, is natuurlik deel van 'n groter storie. Die storie God. Die storie wat in Genesis 1 begin. So kyk saam met my op die skerm. Dis 'n verse wat ons al reeds 2 weke terug na verwys het, super belangrike verse in die Bybel. Maar Genesis 1 vers 26 tot 28, God die wêreld, hy maak die mens juis vir hierdie rede. Daar's 'n rede hoekom ek en jy bestaan. Hier is dit, Genesis 1, 26 en 28, en God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na gelykenis en laat hulle heers. En God het hulle geseën en God het vir hulle gesê vir die mens, wees vrugbaar en vermeerder, vul die aarde, onderwerp dit en heers. Met ander woorde, vriende, God kom en hy seën, hoekom? Hy seën, hy maak mense en hy seën mense sodat hulle dan in sy skepping 'n seëning sal wees vir die res van die skepping, sodat God in die midde van dit alles vergestald sal kan word. Natuurlik is dit 'n geval wat plaasvind, maar teen Genesis 12 kom God dan en hy sê my koninkryks ideaal. Hierdie wêreld sal inderdaad by koninkryk word en God tree in en hy kom na 'n man met die naam van Abraham. Kyk saam met my op die teks. 12. Genesis 12 vers 2 tot 3. God sê vir Abraham, ek sal jou Abraham 'n groot nasie maak en ek sal jou seën
en jou naam so groot maak dat jy 'n seun sal wees. Ek sal seën en ek sal hom vervloek wat jou vervloek. En in jou sal al die geslagte van die aarde geseën word. Nou ek wens as dit meer tyd gehad ons het nie, maar julle sal daar so sien op 'n ander teksgedeeltes wat ek daar vind. Daai einste idee dat God vir die mense wat in 'n verbondsverhouding met hom staan, hulle juis seën presies sodat hulle 'n seëning sal wees vir die wêreld om ons, word dan oor en oor in die storie. Genesis net so copy and paste herhaal. En elkeen van daai 10, Genesis 22, Genesis 26, Genesis 27 en Genesis 30. Vriende, hoor mooi, dit was die punt van Josef se droom. Die droom waar hy verhef word in Genesis 37. Hier is iemand deur wie God sy Genesis 1 doel vir die wêreld gaan laat realiseer. En vriende, dit is dan ook die rede hoekom in ons vandag die Here met Josef was, selfs in Egipte, en hoekom God in ons gedeelte vir Josef seën, selfs in Egipte, juis in Egipte. Dit is hoekom die Here met hom daar is, seën, sodat hy dan 'n seëning sal wees daar vir ander, en sodat God se koninkryk so sal vergestalte. En so ligpunter, gelowige, hoor dit asseblief tog mooi, hierdie waarheid speel in hierdie storie in die lewe van Josef, is dan presies dieselfde storie wat besig is om in jou en in my lewensstories uit te speel. Jy sien, Egipte hierso verteenwoordig daardie moeilike tye in jou en my lewe, daardie laagtepunte in ons lewens. En ek wonder, wat is dit vir jou? Wat is jou Egipte waarin jy jouself tans bevind? Want jy sien, in hierdie storie vandag is daar hierdie wonderlike kosbare beginsels wat ek dink vir ons kan help om goddelike perspektief te behou terwyl ons onsself in ons spreekwoordelike Egipte vind. 3 beginsels wat ons kan help. Eerstens is dit, vriende, weet dit, daar waar jy jouself in Egipte bevind, weet dit, die Here is met jou. Die Here is met jou. Hier's die probleem, net soos Rodriguez silence, net soos hy, wanneer ons onsself in sulke situasies vind, moeilike omstandighede vind, verlate. Dit is hoe ons voel. Die bemoediging is, ten minste een van die bemoedigings, dat dit is selfs hoe Jesus gevoel het. Toe Jesus homself gevind het, in die donkerste, laagste punt van sy lewe daar op die kruis, is dit hoe Jesus gevoel het. Hy het uitgeroep tot sy Vader en gesê, my God, waarom het U verlaat? En so in die eerste plek, vriend, wees bemoedig, vriendin, wees bemoedig. God weet hoe dit voel om God verlate te wees. God weet, wees bemoedig. Die Here verstaan hoe jy voel. Wees ook bemoedig, want die Here is met jou. Hy wat by wyse van sy verbond met jou verbind is. Jy wat in geloof in 'n verhouding met hierdie God is. Jy wat verbind is, weet dit, hy is met jou. Hier is die tweede beginsel wat ons kan bemoedig in ons Egipte bestaan. Vriende, moenie die geskenk wat jou Egipte is, mis nie. Want daar's 'n geskenk vir jou en vir my opgesluit. Daar's 'n seëning vir jou en vir my wanneer ons in Egipte onsself bevind. Ek wil een van die dinge wat ons reeds al gesien het, maar nog gaan sien in die storie van Josef, is dat hy begin in die storie as 'n totaal en alle arrogante, betende tiener, actually in Genesis 37, wat hoor hy is, dis nie net dat die Here hom verhef nie, hy actually weet dat die Here hom verhef, en hy maak dit baie duidelik aan almal, dat hy is verhewe bo almal, en dit is hoe Josef begin, en dit is juis hier in hierdie Egipte storie van hom, waar hy op die bottom kom, waar hierdie einste Josef stadig maar seker is die Here besig om hom te stroop van sy hoogmoed, die Here is besig om hom te stroop van sy selfstandigheid, en die Here is besig die man te maak wat hy later gaan word, wanneer hy inderdaad 'n seëning gaan wees, nie net vir sy familie nie, maar vir die hele Egipte. En vriende, so, vriendin, is dit vir jou en vir my in ons lewens. Daar's 'n seëning, so seer wees, daar 'n seëning vir ons in Egipte, want die Here is eintlik besig om lief vir ons te wees, hy is eintlik besig om goed vir ons te wees, hy is besig om ons meer mens te maak. Hy is besig om ons meer daai tipe van mense te maak wat ons bedoel was om te wees in Genesis.
wat wanneer ons sy seëning geniet, raak ons nie soos Adam en Eva power drank nie, ons raak 'n mense wat dan 'n seëning kan wees vir die wêreld om hulle. Derde beginsel wat ons kan help in ons Egipte seisoene, is vir moenie wat jou en my Egipte is nie. Jy sien, die Here, vriende, is die een, soos wat ons vanoggend gehoor het, gelees het, gebid het. Dit is die Here in sy goeie wyse soewereiniteit wat vir Josef na hy geneem het, en so is dit die Here wat ons na ons Egiptes toe vat. En die Here is die een wat dit doen. Hy neem ons nie net na Egipte toe nie, maar hy los ons baie keer baie lank in Egipte. Josef was vir 'n lang tyd, was hy daar nie, was hy 'n slaaf en was hy voordat sy storie weer opwaarts gegaan het, en so mag jou en in my lewe wees. En vriende, die Here doen dit in sy liefde en sy wysheid, nie net vir ons nie, maar ook vir Egipte. Dit is juis in daai plekke, donker, so gebroke, so duister is, waar die Here ons soos Josef juis plaas, sodat hy daar reeds, nie net ons kan sien nie, maar dat ons 'n seëning vir ander kan wees, sodat sy koninkryk kan vergestalt. Vriende, kom ons meentheid nie. Vriend, vriendin, waar ook al jy jouself nou mag bevind, hoe ook al jou Egipte mag lyk, moenie in sak en as sit en wag vir jou spreekwoordelike beloofde land om eers wag voordat jy gehoorsaam aan die Here se roeping op jou lewe gaan wees nie. Die Here het jou en my nou presies waar hy ons nou wil hê, hier in Egipte. Nie net vir ons halwe nie, maar ook vir die onthaalwe van 'n donker en 'n gebroke wêreld. So kom ons maak die meeste van 'n slegte saak. Hier's die tweede ding wat ons sien in hierdie storie. Die tweede opskrif in die storie van Genesis 9. Ons het gesien die Here se teenwoordigheid. Sien raak saam met my Josef se getrouheid. Sien raak Josef se getrouheid. Kyk saam met daar in vers 6. Stel weer julle Bybels of julle blaadjies op. Vers 6, tweede vers 6 sê vir ons, en Josef was skoon van gestalte en hy was mooi van aansien. Met ander woorde, Josef was klaarblyklik nie net 'n aantreklike jong man gewees nie, maar sy karakter, sy menswees aantreklik gewees. En moenie in die storie, ek weet nie of jy dit opgetel het nie, daar's 'n groot klem in hierdie storie op die sintuig van sig. Het jy dit in die storie opgetel? Dit is oral deur die gedeelte. Die idee van om te sien. Kyk saam met my na vers 3, het Potifar kon sien dat die Here met Josef was. Vers 4, guns in Potifar se oë gevind. Hier in vers 6, Josef was mooi van aangewees, en dit is juist dan hierdie aantreklikheid van Josef, spesifiek van sy karakter, wat hom dan ook in die moeilikheid gaan kry in die res van die storie. Want die probleem is nie net Potifar wat gesien het dat hierdie is 'n smart jong man nie, Potifar se vrou het dit ook gesien. Kyk na vers 7. Die vrou van sy heer, van Potifar, het haar oë na Josef opgeslaan. Vir Josef, kom hou gemeenskap met my, letterlik kom lê hier my. In die Hebreëus, in die oorspronklike taal, is dit wat die uitnodiging is, wat sy vir hom gee, is net 2 woorde. Dis 2 kort en redelike kras woorde, is woorde wat nooit in die Ou Testament gebruik word om te praat van 'n huwelik nie. Dit kommunikeer hier totaal en alle welis, last, by Potifar se vrou se kant. Dit wat sy hier kommunikeer is, sy sê, hoorie, ek het drange, jy moet dit kom bevredig. Dit is wat sy hier vir Josef sê. Maar vers 8, Josef het geweier en die rede is treffend, het jy dit opgetel? Vers 8 en 9, Josef sê dan vir Potifar se vrou, hy sê, jou man Potifar het my aangestel oor die huis. En die huis kan ek enigiets doen, ek kan in hierdie huis enigiets geniet. Alles is tot my beskikking, behalwe een ding, Potifar se vrou, en dit is jy. Hoe kan ek, vers 9, dan hierdie groot kwaad doen en sondig teen God? Vriende, moet hierdie nie mis nie. Die uiteindelike rede hoekom Josef dan nie in die bed spring met Potifar se vrou nie, is omdat Josef verstaan as binne 'n groter en 'n belangriker storie, as sy eie storie wat besig is om af te speel. Josef kan onthou daai beloftes wat God aan Abraham, aan Isak en Jakob gemaak het, en wat aan elke gedra was op besterfbed aan hulle kinders. Josef kan dit onthou.
Josef verstaan die roeping op sy lewe, dat as mens is hy op aarde primêr, fundamenteel hiervoor. Hy is hier en hy sy verhouding met die Here hom sal seën, sodat hy 'n seëning sal wees vir ander. So as hy dan gaan en met Potifar se vrou gaan lol, dan is hy besig om nie net kwaad te doen teenoor Potifar nie, maar hy is besig om te sorg by skepingsroeping in die wiele te ry. Maar in die storie, Potifar se vrou wou nie nee vir 'n antwoord vat nie. So vers 10 vertel vir ons, dag na dag het sy aan Josef gekarring, en toe eendag, toe die ander werkers nie in die huis was nie, sê dit, toe het Potifar se vrou Josef gegryp, sy kleed ten minste daar gegryp, maar daai woord gryp, woord gryp is in die oorspronklik weer eens 'n baie harde woord, dis die einste vertaal word as verkrag. Met ander woorde, het sy haarself op Josef probeer afforceer, maar hy het weggekom daarvan en hy het losgeruk, hy het weggehardloop, maar het sy kleed gehad. En toe dog Potifar se vrou, right, nou sal ek vir jou wys. Nou sal ek vir jou terugkry. En sy vat sy kleed en sy gaan, vers 14 tot 18, sy gaan na haar huisgenote, die mense wat saam met haar 10 in die huis gewerk het. Sy gaan na hulle toe en sy gaan na haar man toe en sy sê vir hulle, kyk, hier is Josef se kleed. Raai wat? Daai Josef het my probeer verkrag. Hy het homself op my afforceer, maar ek het geklap en gekrap en hy het weggehardloop. Maar kyk hier is die dat hy my probeer beskadig en benadeel het. Vriende, moet dit nie mis nie, dis eintlik ironies wat hier gebeur. In Genesis 37 was dit daar ook Josef se kleed, wat teen hom gebruik was, 'n leuen wat vertel was om van Josef ontslae te kon raak, wat hom afgestuur het Egipte toe. Nou, 2 hoofstukke later, dieselfde ding, dis weer eens Josef se kleed, wat teen hom gebruik word, 'n leuen wat word, ten einde van Josef ontslae te word, en hy wat in Egipte as, eindig dan laer af. Vers 20 tot vers 23 in die tronk. En vriende, weer eens, ek en jy het vir onsself nodig om af te vra, wat is eie storie aan die gebeur? Wat is God besig om hier te doen? Wat is God besig om deur dit vir jou en vir my te sê? En vriende, hier is die taal en die beeldspraak van hierdie insident tussen Josef en Potifar se vrou is verskriklik, want dit alles is daar om jou en my te herinner aan Genesis hoofstuk 3. Hoor asseblief tog mooi. Soos wat Adam as God se dienskneg in God huis aangestel was, geseën was deur die Here ten einde 'n seun van die huis, so was Josef aangestel in Potifar se huis. En hy was geseën ten einde 'n seëning te wees vir die huis waarin hy was. En soos wat daar Genesis 2 vir Adam kon hy alles geniet het in God se huis, daar was een beperking. Daar was een ding wat hy nie kon doen nie. Hy mag nie van die vrug van die boom in die middel van die geëet het nie. Vriende, soos daar sê Josef dit self in vers 9, het hy totale vryheid geniet in hierdie huis van Potifar. Hy kon alles gebore vrug, naamlik Potifar se vrou. En soos wat deur die slang versoek was om sy gesag te misbruik, so was Josef deur Potifar se vrou versoek om sy gesag te misbruik, as dit ware van die verbode vrug te eet. En soos wat Eva en dit is baie, gaan kyk na Genesis 3 vers 6. Die teks sê Eva het gesien dat die boom goed was om te eet. Sy het gesien, dan herhaal Genesis 3 vers 6 dit. Sy het gesien dat die vrug van die boom was 'n lus vir die oë. En sy het dit begeer en toe vat sy van die vrug. So hier is dit wat Potifar se vrou doen. Sy hierso het met haar oë opgeslaan na Josef toe. Sy het toe om begeer, toe het sy gegryp na sy kleed toe. En soos wat Adam, nadat hy ook geval het in Genesis 3, toe vir God beskuldig het in Genesis 3 vers 12 en gesê het, God, al die gemors wat hier gebeur het, is jou skuld, dit is wat jy vir my gegee het. So is dit in hierdie gedeelte, vers 17 van ons gedeelte, Potifar se vrou, wat dan haar man beskuldig en sê, hierdie Hebreëse knegg wat jy vir ons hier gebring het, dis jou skuld vir al die gemors wat nou hier gebeur het. Vriende, hierdie is die punt. Hierdie is die punt van die insident van Josef en Potifar se vrou.
Dit wil jou en my herinner aan Genesis 3, maar daar's een groot verskil. Daar's een groot kontras. Die kontras dat Josef was 'n beter Adam. Hy was 'n beter Adam wat te midde van versoeking getrou aan God gebly het en getrou aan God se mandaat gebly het. En so ligpunter, gelowige, weer eens is hierdie insident hier in Josef se lewensstorie dat so behulpsame waarheid en vir my om sin te maak van ons lewens, sodat ek en jy goddelike perspektief kan behou in ons Egipte bestaan. Want Egipte, vriende, verteenwoordig nie net die moeilike tye waarin ek en jy onsself bevind nie, maar Egipte verteenwoordig ook reg deur die Nuwe Testament verteenwoordig dit die goddelose wêreld waarin ons onsself bevind. Daai wêreld ver, ver weg van God se beloofde land. Julle sien in Egipte vir jou en vir my groot om ontrou aan die Here te wees. Dis baie groot. Jy sien, omdat Egipte hier waar ek en jy onsself ver van God se beloofde land af bevind, omdat Egipte so anders te lyk as God se beloofde land, is dit baie maklik vir jou en vir my in ons omstandighede te dink, wel, God is nie fisies hier by my nie, hy sien my nie, hy hoor my nie, en so dit raak dan maklik vir ons om dan ongehoorsaam aan die Here te wees. Jy sien, omdat Egipte 'n wêreld is wat volgens ander reëls werk, ander waardes in het as God se koninkryk, is dit maklik vir jou en vir my om te sê, laat ek maar so klein bietjie net grys, laat ek maar net 'n paar kort paadjies vat, ek wil die res van Egipte om my doen dit, kom ek doen dit ook maar. En die versoeking is groot, vriende, vir jou en vir my, omdat hier's die ding, dit sal vir jou en vir my kos. As ek en jy besluit nie in die bed met die Egiptenare te spring nie, dan gaan dit vir jou en vir my kos. En so dit is maklik vir jou en vir my, om net in te gee, en ons integriteit prys te gee, terwille van korttermyn vrede, en korttermyn voorspoed. So kan ek jou vra as jy vanoggend hierso sit, wat is jou versoekings hier in Egipte op hierdie stadium in jou lewe? Vriendin, wat is jou spreekwoordelike Potifar se vrou? Wat is die verbode vrug op hierdie stadium in jou lewe wat Egipte aan jou? Kan ek jou aanspoor vir oggend? Kom ons kyk na Josef se storie en kan Josef ons aanspoor? Kom ons wees getrou hier in Egipte. Kom ons bly getrou, maar weet dit asseblief tog, as ons gaan getrou in Egipte, dan sal dit ons kos, soos wat dit hier vir Josef gekort vals beskuldig, en hy word dan verwerp, en hy word veroordeel, hy eindig op in die put. Vriende, so sal dit met jou en my wees, as ek en jy besluit om getrou te wees aan die Here. En so die vraag is, hoekom sal enige van ons dan daai paadjie kies? Hoekom as dit ons gaan kos hier in Egipte om getrou aan die Here te wees, en nie die game van Egipte te speel nie, hoekom sal ek en paadjie kies as ons so gaan kos? Wel vriende, hier is hoekom ons dit sal doen. Ons sal daai paadjie kies, net wanneer, en slegs aanleenlik wanneer, die Here vir jou en vir my meer kosbaar is, as wat die plesiere van Egipte vir ons is, of as die vermyding van die pyn van Egipte vir ons is. As die Here meer kosbaar is as daardie plesiere of die pyn van Egipte, dan sal ek en jy paadjie kies en getrou aan die Here in Egipte bly. Met ander woorde, dit is net wanneer God in jou en in my oë vir ons meer aantreklik is as enigiets anderste, dit is dan wat ons sal besluit om getrou in Egipte aan hom te wees. Die vraag is, hoe gebeur dit? Hoe raak die Here vir jou en my meer kosbaar, meer aantreklik as enigiets anderste? En die vriende, dit is soos wat ek en jy die Here beter leer ken. Dit is soos wat ek en jy onthou wie die Here is, soos wat ek en jy onthou wat die Here vir ons gedoen het. Dit is soos wat ek en jy verby Josef kyk, nie net terugkyk na die begin van Genesis toe nie, maar dit is soos wat ek en jy vorentoe kyk. Verby Josef as dit ware kyk, en as ek en jy hierdie verstommende ding kan besef. En dit is, vriende, is dat God het
In die persoon van Jesus het in jou en my Egipte bestaan ingetree en God het Josef vir ons geword, vir jou en vir my. Vriende, dis die evangelie. Jesus, hy was weens my sonde, was hy na Egipte, hierdie goddelose wêreld afgebring. En Jesus het gekom as die dienskneg en hy het in sy lewe toe hy op aarde was die volle seën van sy Vader geniet. Jesus hier so was hy 'n seëning vir ander. En toe Jesus hier was hy getrou aan sy hemelse Vader. Hy het die versoeking weerstaan reg tot die einde toe. Maar juist die evangelie, vriende, was Jesus vals, Jesus was vervloek, Jesus was verwerp en Jesus was uiteindelik ter dood veroordeel. Hoekom? Jesus het dit gedoen vir jou en vir my. Hy het dit gedoen vir sy broers. Hy het dit gedoen vir susters. Hy het dit gedoen sodat ek en jy nou nie veroordeel hoef te word vir ons ontrouheid nie. Sodat ek en jy nou in sy seëninge kan deel en sodat ons nou reeds en vir alle ewigheid saam kan wees. Vriende, dit is die evangelie. Dit is net as ek en jy daai God leer ken in die persoon van Jesus, wat ons die vermoë sal kan hê om te kan nee sê vir die plek en vir die pyn van ons Egipte wêreld. En so ek wil daarmee afsluit. Ek sê dit weer, vriende, kom ek en jy op ons aanspoor. Kom ons as gelowiges, kom ons wees getrou. Waar ook al jy jouself bevind, die stadium, kom ons wees getrou, kom ons bly getrou aan die Here. Hy is met ons, hy is vir ons, hy is goed, hy is altyd daar, en nou waar jy is, gaan hy ons gebruik, hy gaan jou gebruik, so kom ons wees getrou, kom ons bid saam. Vader, ons loof en ons prys U dat U is altyd by ons, U is altyd goed, en U kyk altyd na ons, o Heer. Here, vergewe ons vir ons wankelende geloof, wat so maklik perspektief verloor. Here, ons dank U vir die storie van Josef, maar meer as die storie van Josef, wil ons vir U loof en prys vir die storie van die beter Josef, vir die storie van Jesus, waarin ons kan sien dat U nie net voor ons uitgegaan het, en ons weet hoe die storie eindig nie, maar U is ook saam met ons deur die pad. En so Here, bekragtig ons vir die week wat voor ons lê, met al sy en met al die seer en die pyn waar ons onsself in mag vind. Here, kom en bekragtig ons deur die Gees, versterk ons om vir U te leef. Ons is lief vir U. In Jesus naam. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.